Vanmôre jou hart oopmaak en sê, Gees van God, kom werk deur my. Is jy gemaklik daarmee? Is jy op die plek waar jy regtig die Here kan aanroep en sê, Here, maak my hart oop, sodat al die vreugde wat hier binne is kan uitborrel tot eer van sy wonderlike naam. Kom ons neem ons sitplekke. Dankie dat jy saam met my die Vader se naam groot gemaak het, eer aan die Vader gegee het en vanmôre die Here aanbid het in 'n opregte hart. Nou ek wil vanmôre met jou praat en ons praat oor die gedagte, dit is hemelvaart. Dit is hemelvaart, die hemelvaart van Jesus. Nou die afgelope ruk het ons baie gepreek daaroor. Van na die kruisigingstyd het ons begin en gepraat bietjie in die 40 dae wat Jesus op aarde was, voor hy hemel toe gevaar het en aan die regterhand van die Vader sit. So ons gaan vanmôre so 'n bietjie oor hemelvaart praat. Ons het nie donderdag ons hemelvaartdiens gehou nie. Ons het gesê ons hou dit vir môre. Vanoggend is ons hemelvaartdiens, so ons gebruik vanoggend om die hemelvaart van Jesus te herdenk. En daarom wil ons baie praat vanmôre so 'n bietjie deel rondom die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Nou, as daar een amptstitel wat die Here Jesus gehad het na sy opstanding, is dit die Bybel praat in die Nuwe Testament sê hy, die Here Jesus Christus, die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Hy is Here, hy is wel Jesus mens geword, maar hy is die Christus, die verlosser van die wêreld. Is dit nie kosbaar nie? Dis wat die 3 beteken, dis sy amptstitel dan. Nou ek praat vanmôre met jou oor die hemelvaart van Christus. Kom ons lees net so vinnig daar uit Handelinge 1 vers 9 tot 14. Maak dit 'n gewoonte van jou om jou Bybel saam te bring na die plek van gebed, en dan kan jy bring jy vir jou 'n potlood saam of 'n pen en jy onderstreep wat die Here vir jou vanmôre hier sê. En as jy dink is sonde om dit te doen, is nie sonde nie. Ek hou daarvan om dit te doen. En oral kan ek die vreugde sien wat die Here vir my gee en wat hy uit sy woord uit vir my gee. Waar uitstaande gedagtes. Nou kom ons lees vanaf vers 9. Handelinge 1 vers 9. Hy sê nadat Jesus dit gesê het, wat het hy gesê? Hy het gesê, julle moet gaan wag in Jerusalem en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die einde van die aarde. En dan sê hy net daarna, hy sê vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit helder klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarom draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word die Olyfberg, wat naby Jerusalem is, net 'n sabbatreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Dan noem hy al die name, hy gaan nie almal se name dan noem nie. Een wat kort is Judas Iskariot, is nie daar nie. En dan vers 14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met Jesus se broers. Die hele familie was daar. Wow, is dit nie wonderlik nie? Hulle het almal tot bekering gekom. Hulle het almal die Here Jesus gedien aan die einde van die dag. As ons nou kyk, sy stiefpa, die stiefpa van ons Here was nie meer daar nie, hy is al oorlede, en nou is net sy moeder Maria, uit wie hy gebore is daar, en dan is hier 'n aantal vroue. Dis die aantal vroue wat saam met hom sy lewensreis gedoen het en oral waar hy gepreek het, hulle agterna geloop, hulle het vir hom kos gemaak vir die disippels en vir Jesus, en hulle was altyd daar. En nou is hulle weer daar. Hier na die hemelvaart is hulle ook daar. Hulle bly op die voorgrond. Vrouens was nog altyd op die voorgrond. Hulle is aan die huis ook op die voorgrond. Ag, as ma siek is, die hele huis de mekaar. Ek het nog nooit gesien 'n huis wat reg loop as ma siek is nie. Tot die kinders is ongelukkig met pa, want pa kan nie kos maak nie. En hy kan so lekker kos as ma maak. Ag, ek weet, Hansie, jy dink jy doen beter as jou vrou, maar ek wil vir jou sê, as sy nie daar is nie, is jy maar 'n ou nors mens. Nee, hy is vreugdevol. Hy is altyd met grappe en dinge aan die gang. Maar net so 'n grappie om tussenin te gooi. Nou, wat vind ons hier?
Ons sien dat saam met hulle is Maria, die moeder van Jesus, en sy broers. Hulle is ook daar, Jakobus en Joses en al hierdie ouens, verskillende name wat hy noem, dis sy stiefbroers wat ook daar is, ander kinders wat ook gebore is uit Maria en wat dan sy stiefbroers was. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor die hemelvaart. Wat gebeur hier? Terwyl hulle op die heuwel staan, daar by die Olyfberg, hulle noem dit die Olyfberg, hulle dink hulle daar is vir hulle 'n berg, maar as ons nou dink aan Tafelberg, dan is hierdie bergie maar klein teen Tafelberg. Maar hier op die Olyfberg staan hulle en hier verander terwyl hulle daar staan en Jesus dan met hulle praat, toe gebeur daar iets wat hulle nie gedink het en gewonder het en dit het hulle hele gedagte oortref. Skielik gebeur daar 'n bonatuurlike ding wat die aardse, dit wat die Here, die swaartekrag van die aarde, die natuurlike wette heeltemal verbreek en heeltemal omseil. Want waar kan 'n mens soos ek en jy sommer net in die lug opvaar? As ons aan ons hande en voete miskien 'n paar vuurpyle vasmaak, dan kan ons dalk opgaan, of as ons hierdie verskillende goed wat hulle so in die lug in opstyg en dit het, dan kan ons dit dalk doen. Maar om net te staan en skielik te beweeg in die lug op, moet die hele natuur se wette omvergewerp word, sodat hierdie persoon in die lug kan opstyg. Met ander woorde, God se almag word geopenbaar, dat wel die natuurwette onder God se wil staan. Hy het die natuurwette gemaak, en daarom kon Jesus op die water loop. Hy het die natuur geskape, en daarom het Christus die reg gehad, dat hy daar op die meer van Galilea, terwyl die storm gewoed het, en alles rondom hulle die bootjie vol water gespoel het, kon hy uitklim uit die boot uit, en hy begin loop op die water. Hy kon by 'n dooie kom en vir hom sê, Lazarus, staan op. En die natuurwet sê, jy kan nie weer lewendig word nie. Maar op sy bevel beweeg alles. Tot die natuurwette is onderhewe aan Christus en buig voor hom neer, as ons maar in gesprek kan noem, maar in gebaretaal kan noem. En hulle buig voor die koning van die konings en hulle sê, ja Here, laat dit wees op u bevel, want dit wat hy sê, so sal dit wees. Jy vanmôre dink jou probleem is te groot. Wil ek vanmôre vir jou sê, jou God is groter as jou probleem. God is groter as enige probleem wat jy vanmôre kan hê. Al lyk jou probleem hoe groot, dit is vanmôre in die oë van die Here, maar klein. Ek het eendag gehoor, iets was gelees waar ek was in 'n restaurant en ek kyk so teen die muur en daar's 'n plakkaat en op hierdie plakkaat staan geskrywe, moenie aan die mense jou probleme vertel nie, maar vertel aan die probleem hoe groot is jou God. Hou op om jou probleem op te lig en vertel vir jou probleem, wie is die God wat jy aanbid? En watter almag is daar in sy krag en in sy heerlikheid. En hier staan hulle en hulle kyk, en terwyl hulle so kyk na Christus, en ek dink in hulle harte het hulle hom bewonder, want hy het nou net uit die dood uit opgestaan, 'n paar dae voor dit, en hier staan hy by hulle, en hulle sien die merke in sy hande, en hy sê vir Thomas, kom, en druk jou vinger hier in hierdie wond, in hierdie gat wat hier in my hande is, en kom kyk na my sy, en sien waar is die spies ingesteek, en daar die wonde is daar, en ek dink dis die enigste mens, dis die enigste iets wat in die hemel deur mense gemaak is wat in die hemel gekom het. Mense het die wonde aan Jesus se hande en voete gebring. En daardie wonde is in die hemel voor die Vader verskyn. En die littekens van daarvan is vandag nog, dink ek dink in Jesus se hande en voete sigbaar. Want hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld gedra. Hy dra daardie eretitel. En hier vaar hy op in die hemel, terwyl hy na hom kyk, hier begin hy weg beweeg in die hemel in, en hy bevaar op, en terwyl hy hulle na hom kyk, dan sien hulle, daar gaan hy, en daar is hy weg. 'n Wolk het hom toegemaak. Dit was nie 'n wolk
wat daar van die see afgedryf gekom het nie. Nie in my verstaaningspunt nie. In my openbarings insig wat ek van dit kry, moes dit 'n absolute wolk van heerlikheid was, wat God gestuur het. Om die heerlikheid van God het om hom gevou, en hom toegevou, en hy was weg, totdat hy weer kom. Hy was van hierdie aarde af weggeneem, met 'n sekere rede, en kerk van die Here, die rede, dis waaroor ons wil praat vanmôre. Hoekom het hy opgevaar? Waar is hy nou? Ons sê maklik, die Here woon hier in my hart, en dit is so. Die Bybel sê so, dat die Gees van God woon in ons, en hy sê, ons is die tempel van die Heilige Gees, en al die goeders. Maar waar is Jesus nou regtig? Wie van julle weet? Wow, hy sit aan die regterhand van God op die troon in die hemel. Ja, dis so kosbaar. Toe hulle vir Stefanus stenig, wat doen hy? Die Bybel sê, hy kyk op in die hemel, en wat sê hy? Sy laaste woorde was, ek sien die hemele geopen, ek sien Jesus wat staan aan die regterkant van die Vader, en hy sê, Here vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie, en hy sterf. Hy sê, Vader, hy het nog sê, Vader, ontvang my gees. Wow. Hy sien die hemele geopen. Maar hierdie keer is so wonderlik, hierdie keer terwyl die kinders van die Here of die seun van God, met ander woorde, een van die seuns van die Here, terwyl Stefanus doodgegooi word met klippe, is hierdie kind van die Here besig om hierdie verhaal te sien van die hemel, en terwyl hy so kyk, toe sien hy Jesus nie sit aan die regterhand van die Vader nie, maar hierdie een keer staan hy aan die regterkant van die Vader. Het jy geweet, as 'n prokureur sy verdediging of die advokaat sy verdediging moet lewer voor die regter, dan staan hy. Nêrens sal jy in 'n hofsaak, ek weet, julle was nog nooit in die hof nie. Julle is te toegewy aan die landswette. Maar as jy in die hof sal beland, en jy word as aanklagte, en jy sit of staan, en jy staan daar in die aanklagtebank, dan het jy 'n advokaat wat vir jou intree by die regter. En hierdie advokaat kom sê, hoekom dink hy die regter behoort jou nie skuldig te bevind nie? En hierdie advokaat staan daar voor, en hy, baie keer loop hy daar voor terwyl die regter hier sit, dan loop hy daar voor, en dan sê hy, meneer die regter, edelagbare, hy sê, my kliënt het nie dit en dit en dit nie, en dan tree hy vir hom in. Weet jy hoekom het Jesus gestaan, toe Stefanus doodgegooi word? Hy staan, want hy staan in vir sy kinders, hy is daar as die lam van God, om by die Vader in te tree, en te sê, Vader, dis my kind daardie, hy het my aangeneem, die verlossingsplan aangeneem, en daarom was hy gereed om vir Stefanus se gees te ontvang in die hemel. Sonder dit sal jy nie die hemel haal nie. Moenie dink, Laurens, jy is so goed nie. Moenie dink, jy is hierdie spesiale ou, wat die hemel sommer net so ligtelik, maklik sal haal nie. Daar is net een manier om in die hemel in te gaan, en dit is deur die verlossingswerk van Christus aan die kruis. Nie omdat jou naam in hierdie kasregister van hierdie gemeente geskryf staan nie. Nie omdat jy in 'n ander kerk behoort en jou naam staan daar en jy's aangeneem en voorgestel en jy's 'n lidmaat en jy gebruik nagmaal nie. Die enigste rede wat jou die hemel sal inneem, is wanneer jy verlossing deur die bloed van Christus aanvaar en jy waarlik tot wedergeboorte kom. En daarom sê die Here Jesus vir Nikodemus, hy sê, luister Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nooit ingaan nie. Dis nie ek wat dit gesê het, nie 'n predikant wat dit gesê het, dis die Here self. En hy besluit wie die hemel haal en wie nie hemel haal nie. En hy sê, as jy nie weergebore word nie, en die koninkryk van God nie haal nie. En hier vaar hy op in die hemel. Nou, ek gaan nou iets vir julle noem, volgens my siening, en die siening van die Pinksterkerk, vir die algemeen, die meeste van ons, het hierdie siening dat Jesus 2 maal na die hemel toe gegaan het. En ek gaan vir jou sê hoekom, en dit is 'n ander verklaring. Jy kan jou Bybel neem in Johannes 20 vers 17, saam met my lees. Dit is net na die opstanding van Christus,
En ek gaan vir jou lees, hoekom sê ek so? En hoekom glo ons dat Jesus voor dit ook in die hemel was, voor hy na die hemel toe opgevaar het. Voor die hemelvaart, kom ons sê maar so. Julle onthou dat Jesus na hy opgestaan het, toe verskyn hy, eerste kom hulle daar by die graf, en hulle sien die doeke lê, en hulle sien die Simon Petrus hardloop in die graf, en julle weet ons daai, ons het ons gepreek oor dit, oor die Paasnaweek, nee. En toe kom hy net daarna, toe kom Maria Magdalena, en sy kom by die graf. En sy staan daar en huil, en sy wonder, waar is die liggaam nou, en hier kom iemand, en sy herken hom nie. En hierdie persoon begin met haar praat, en sê, vrou, waarom huil jy? En sy dink is die tuinier, of iemand daar, wat daar werk, of iets, sê sy, meneer, as julle hierdie liggaam weggeneem het, sê vir my, waar het julle hom na toe gevat, dat ek ook kan weet waar hy is. En dan praat hy met haar. Hy sê vir haar vers 16, Johannes 20 vers 16, Jesus sê vir Maria, hy roep uit, hy sê Maria, sy draai om en sy sê vir hom, Rabboni, meester, kom ek gebruik my eie woorde, is dit regtig u? En ek kan dink, hoe voel sy? Sy was so lief vir hom, hy hele hart, onthou die Here het haar siel gered, sy het by sy voete gestaan en ween, die traan het op sy voete gedrup, en hier staan sy, en sy het haar hele hart, sy is so lief vir hom, daar meester, haar koning, en sy sien hom, en sy sê, is dit regtig u? En ek dink die eerste ding wat sy wou doen, sy wou hom hels, en sy wou hom vasdruk, en het sê, Here, is dit regtig u, het u teruggekom, is u hier, dit is so wonderlik om u hier te hê. En hoor wat sê hy in vers 17, Jesus sê vir haar, wow, raak my nie aan nie. Moenie aan my raak nie. Nuwe vertaling sê, hou my nie vas nie. Nou of jy hom vashou, of jy aan iemand raak, maar dieselfde. Maar hy sê, raak my nie aan nie, want, en die rede hoekom jy dit nie mag doen nie, luister wat sê hy, ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Hy sê, maar, gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Met ander woorde, hy sê, raak my nie aan nie, want ek het nog nie gegaan na die Vader nie. Toe hy verskyn, aan almal daar in die vertrek, toe hulle toegesluit is, net daarna, 'n paar dae daarna verskyn hy weer aan hulle, terwyl die deure gesluit is en alles, en hy staan in hulle midde, en hy sê vir hulle, hy sê, Thomas, kom hier, kom raak aan my. Kom voel, of wat ek is. Kom druk jou vinger hier, want jy het ons gesê, jy sal nie glo voor jy nie jou vinger in my wonde gedruk het nie. Ek gebruik so my eie woorde. Hy sê, kom druk jou hand hier in my sy, en kom voel hier waar die spies ingesteek was, of wat regtig ek is, kom vat aan my. Van Maria sê hy, nee, moenie aan my vat nie. Vir Thomas sê hy, kom vat aan my. In daardie tydperk was hy by die Vader gewees en het hy voor die Vader verskyn. Hoekom het hy na die Vader gegaan? Hy moes as die volmaakte lam van God voor die koning van alle konings, die Here van die leerskare verskyn. Hy moes voor God die Vader verskyn as die lam van God, die geslagte lam wat vir jou en vir my verlossing bring. Hy moes eers by die Vader verskyn. 'n stukkie wat hierdie gedeelte ondersteun wat ek nou net met jou behandel het, is Hebreërs 9, wat ek nou oor praat, is Hebreërs 9 vanaf vers 11. Hebreërs 9 vers 11 tot 15. Hy sê Christus het opgetree as hoëpriester van die toekomstige weldade. Het die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê nie aan hierdie skepping behoort nie. En ook nie met bloed van bokke en kalwers of beeste nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Die Bybel sê, wat sê hy hier? Hy sê Christus het as hoëpriester van die nuwe verbond opgetree. Die hoëpriester kon net eenmal 'n jaar, dis nou in die ou verbond, eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingaan. Ek het al met julle daaroor gepraat. En dan het hy 'n bokkie geslag,
En die een bok het hulle in die woestyn ingestuur vir die sondeoffer, en die ander bok het hy geslag en die bloed opgeneem, en dan het hy homself gebad en gereinig en gewas en skoon gemaak, en dan het hy sy priesterlike kleed aangetrek, en het 'n voet, aan sy voet het hulle tou vasgemaak, en het hy onder hierdie allerheiligste gordyn wat daar gehang het, wat die skeiding gemaak het tussen die allerheiligste en die heiligste, het hy ingekruip op sy knieë. En soos hy inkruip het hy eers die bloed ingestoot. Die bloed van die bok wat hy geslag het. En nou sê die Bybel, die Christus het eenmaal met sy eie bloed, nie in die tabernakel op aarde ingegaan nie. Hy sê maar die volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort het nie. Hy het eenmaal in die allerheiligste, die tabernakel in die hemel ingegaan. Hy het daar gaan versoening doen met die bloed, sy eie bloed sê hier, nie met die bloed van stiere en bokke nie, maar met sy eie kosbare bloed het hy voor die Vader verskyn om verlossing te bring. Wow, julle. Ons praat diep goed vanmôre. As jy nie alles mooi verstaan nie, kom vra maar weer. En dan sê hy in vers 14, net vers 13 sê hy, as die bloed van kalwers of van beeste en bokke verlossing gebring het vir 'n mens as hy gestruikel en geval het, want jy sien, as 'n mens gestruikel het en sonde gedoen het, moes hy 'n offer gaan offer vir sy sonde voor hy vergifnis kry. En nou sê hy, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle werke reinig van God, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoeveel te meer sal Jesus se bloed nie vir jou verlossing bring nie? Hoeveel te meer gaan dit nie jou sonde vergifnis en bring in jou lewe nie? Hoeveel te meer is die bloed van Jesus nie werd meer as skape en bokke en beeste nie? Ja, dat die bloed van Christus volmaakte verlossing kan bring vir elke groot sondaar. En daarom kan ons vanmôre hier vra en sê, wie het vanmôre getuienis van die reddende genade deur die bloed van Jesus? En een na die ander sal julle opspring en sê, Laurens, vir my, die Here het my uit my dronkenskap uitgered, het my gered toe ek verlore was. Ek was 'n alkoholist en die Here het my siel gered. Ander sal opspring en sê, ek was 'n dwelmverslaafde en die Here het my siel gered. Ander sal opspring en sê, ek was 'n prostituut, maar die Here het my siel gered. Die bloed van Christus kan enige mens reinig. En ons ding by die Here, soms lyk dit asof ons ding by die Here is iets onmoontlik. By die Here is alle dinge moontlik. Hy red en verlos alle mooi en goeie dinge. So hierdie was dan die eerste keer wat Jesus voor die Vader verskyn het. Met sy eie kosbare bloed het hy gegaan, nie met 'n bakkie van die bloed van skape en bokke en beeste nie, maar met sy eie bloed het hy sy hande gaan wys. Ek gebruik sommer eie woorde. Hy het voor die troon van God verskyn. Ek raak sommer opgewonde en so bewoe, as ek aan dink wat daai dag moes gebeur het. Toe Christus daar instap, het die poorte van die hemel oopgegaan, sommer van self. En hy het ingestap, en terwyl hy instap, het die engele gebuig, en het neergeval op hulle aangesigte, en het uitgeroep en gesê, hier kom hy, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hier kom die koning van alle konings, hier kom die Here van die leerskare, hier kom die almagtige, die skepper van hemel en aarde, hier kom hy, wat redding bring en verlossing vir die mensdom, hy wat hulle verlos van hulle sonde, en almal val neer en sê, dankie Here, halleluja. Hulle buig neer, hulle val op hulle aangesigte, want ek wil vir jou sê, jy is nie werd, jy en ek is nie werd om ons uit teenwoordigheid te kom sonder sy genade nie. Jy is dit nie werd nie, mens. Jy is dit nie werd nie. Ek onthou, ek het so 1 of 2 maal was ek so bevoorreg. Paulus sê, hy sê ek kan nie praat
Hy sê, ek weet van 'n man, ek kan nie regtig oor hom praat nie, want ek wil nie oor hom praat nie, want dit is te diep ding om oor hom te praat. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n belewenis gehad het en jy was in teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, dan sal jy weet wat ek nou vir jou sê. Waar hy is vrede. Waar hy is rustigheid. Waar hy is daar geen pyn nie. Waar Jesus is in die hemel, is daar een groot wonderwerk. Daar's nie ouderdom en mense wat gebroke en wat kromrig loop nie. Daar's nie mense wat met kiertjies moet loop om aan die lewe te bly, om vooraan te gaan nie. Daar's nie mense wat honger het en wat nie kan eet nie en siek is en hierdie goed nie. Nee, waar hy is daar geluk, daar's vrede, daar's goedheid, daar is guns, daar's genesing, daar's elkeen is gesond en elkeen is bly. En elkeen is opgewonde en elkeen is vrolik en dit gaan goed met almal. Ek onthou nadat, ekskuus dit baie oor onsself praat, want ons eie ondervindings, ek kan nie namens iemand anders praat nie, maar ek kan namens ons familie byvoorbeeld praat. Toe ons deur hierdie moeilike hartseer tyd gegaan het, 'n paar jaar gelede, het ons baie vrae gehad. Die eerste vraag is, Here, hoekom ek? Maar uit my ondervinding het ek geleer, hoekom nie jy nie? Wat maak jou beter as ander? Dank God, jy gaan nie deur dit nie. Maar as jy deur hierdie pyn en smarte gaan, dan is dit 'n ander pad om te loop, ander pakkie om te dra. En terwyl ons deur die smart en die ellende gaan, en elkeen sy eie gemoed het, en elkeen sy eie gebede bid, en elkeen sy eie wonders wonder, en vra. Toe gee die Here vir een van ons familie 'n tipe van 'n gesigdroom. En sy kom vertel vir ons en ek vat dit as die waarheid. Sy sê sy kom en sy word weggeruk en terwyl sy in hierdie beswyming is, sien sy hoe sy opvaar in die hemel. En sy kom by die mooiste plek waar groen gras is en bome en alles. En die engel sê vir haar, jy kan net tot hier gaan, nie verder nie. Sy sê, maar ag, laat my net toe, om net te sien, waar is Gerard en waar is my sussie? Want sy het die dubbelslag gehad van die twee persone wat gesterf het. Sy sê, terwyl sy so staan, toe hoor sy Gerard aangeloop kom, en sy sien hoe lag sy, hoor hoe lag hy, hoe bly is hy, en is vol vreugde en opgewonde. En hy sê vir haar, Bianca, hy sê, hier waar ons is dit lekker jong. Dis wonderlik. Hy sê, dis die beste. Waar jy ooit kan wees, is hier. En die gesig verdwyn. Wow, is God nie goed nie. Sy genade is so groot, en dit bring berusting, dat ons kan weet, dat die Here leef. En nou wil ek terugkeer, na die hemelvaart. Terwyl hy opvaar na die hemel, kom ons kyk wat hier gebeur. Sien hulle, Jesus van hulle af weggaan, Handelinge 1, en hier staan die engele by hulle, 2 engele. Hulle klere blink. As 'n engel aan jou verskyn, net 'n bietjie lering rondom engele, baie keer verskyn hy aan jou, dat jy nie eers sal weet dis 'n engel nie. Onthou julle vir, wie was daar Abraham, daar by die vyeboom, waar hy gesit het, onder die boom gesit het, hulle vyeboom, daar lekker gesit en rus, en daar kom 3 manne aangestap, en hy weet nie wie hulle nie. En hy maak vir hulle kos en alles. En toe hy vir hulle kos bring, toe gebeur daar iets wonderliks, en die kos word verteer, as ek nou die storie mooi kan onthou, ek onthou ook nie altyd so goed nie, sommer verbrand. En hy besef, maar dis die Here se engel hierdie. Dis nie maar net 'n man nie, 3 mans nie, hierdie is die engel van die Here wat hier was, die Here self wat hier was. En wat gebeur? Hy besef vir die eerste maal, hy is eintlik het hy met die Here te doen. So baie keer verskyn 'n engel aan jou, en jy weet nie eers is 'n engel nie. Maar as 'n engel aan jou verskyn en hy blink, en sy glans, sy klere blink, en sy hare blink, en sy arms blink, en sy bene blink, en sy voete blink, moet jy weet, hy kom direk van God af. Onthou julle toe Moses in die Here se teenwoordigheid kom op die berg?
'n mens, wat gebeur met hom? Sy hele gelaat blink. As jy in God se teenwoordigheid kom, waar hy is in sy troonkamer, dan blink jou hele gelaat, en dis wat die engele, hierdie 2 engele blink. So met ander woorde, 'n lang storie, maar eintlik wat ek wil sê, hulle kom direk van die Here af. Hulle kom onder die salwing van die Almagtige, en hulle blink van hulle kop tot by hulle hoofde, en die Bybel sê vir ons hier in Handelinge 1, terwyl hulle dan na hulle kyk, toe sien hulle, hierdie manne, mense begin met hulle praat, en sê vir hulle, Galileese manne, waarom staan julle en kyk so na die hemel? Hoekom kyk julle so na die hemel in verbasing? Die rede hoekom hulle dit kon vra, wil ek vanmôre nou in my gedagte opkom wat ek wil noem, is seker die volgende, dink ek. Eerstens, hoekom kyk julle op na die hemel so asof alles nou verlore is? Hoekom lyk dit dan vir my as ek so na julle kyk? Julle kyk so na die hemel asof alles, julle het nou als verloor. Hierdie Jesus is nou weg vir altyd. Julle gaan hom nou nie meer sien. Of, dit kan wees dat, hoekom kyk julle so op na die hemel? Asof julle soveel hartseer het, dat julle probleme wat julle nou aan dink, vir julle weer te groot word, soos berge. Daar is mos 'n psalm wat sê, ek slaan my oop na die berge. Waar gaan ek hulp kry? Hoekom kyk julle so na julle berg wat so voor julle lê? Hoekom lyk dit vir my asof julle nie glo daar's hoop vir Suid-Afrika nie? Kom ons bring dit terug na ons toe vanmôre. Hoekom kyk julle so na die wêreld en so na Christus asof daar geen hoop is vir Suid-Afrika of hoop vir die wêreld nie? En ek bevind myself so baie dat ek sê, ag, dit sal nooit weer beter gaan nie. Ag, toe nou, jy nie so skyn heilige ou nie, jy doen dit dieselfde. Hierdie dorp sal nooit weer regkom nie. Sy waterprobleem en die kragprobleem is meer af as aan, ons sukkel. Dit is amper erger as load shedding gewees. Jy vergeet, hoe was load shedding? Hierdie probleem is soos 'n berg. Maar eintlik is die vraag wat ons vanmôre moet antwoord, en ons kan alles hier in hierdie engele se vraag inpas. Waarom staan julle nog en kyk? Waarom kyk julle so in ongeloof? Waarom glo julle nie wat julle sien nie? Ons het so baie keer maak ons hierdie fout. As die Here vir iemand iets doen, dan kry jy jouself, die duiwel het 'n manier om die onkruid te saai, sê die Bybel. En as iemand kom en die getuige sê, en die Here het my gehelp, en ek is uit hierdie probleem uit, dan is die eerste ding wat ons sê, kyk ons, suster, is dit nie dalk die dokters nie? Het die dokter jou nie dalk gehelp nie? Suster, ek weet dan nie nou of jy hierdie storieetjie nou nog so 'n bietjie by aanlas nie. Jy praat dalk nou so dat die verhaal nou verskriklik moet mooi en al die fokus op jou wees. En dis wat ons probeer. Maar hoor wat sê hy. Waarom staan julle in ongeloof so en kyk? Weet julle nie dat hierdie Christus weer gaan kom nie? En van nou af dat hy opgevaar het in die hemel totdat hy weer kom, gaan daar baie dinge gebeur. Daar gaan oor die 2000 jaar wat ons nou al besig is en wag dat Jesus moet kom. Hy sê daar gaan baie dinge gebeur, wil ek vanmôre in hierdie boodskap inbring. En dis wat die engel dalk bedoel het. Hy sê daar gaan so baie dinge met die kerk gebeur. Daar gaan so baie dinge plaasvind in al die jare wat gaan gebeur. Daar gaan herlewings wees, daar gaan afvalligheid in die kerk wees. Daar gaan al hierdie goede gaan kom. Hy sê hoekom kyk julle asof Jesus nooit gaan kom nie? Hierdie goede gaan kom. Daar gaan COVID wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, COVID het geskeiding gebring tussen die ware gelowige en die ou wat maar net in naam gelowig is. En dit gaan nie oor die inspuiting nie. Dit gaan vanmôre oor toe hulle sê, maak toe die kerk. Het 99.3%, dalk wel 5, almal sê, wow,
ons kan die kerk toe gaan. Ons beter nie in die kerk kom nie. Die regering het gesê, julle gaan almal doodgaan as julle in die kerk kom. Maar weet julle, baie mense het gesterwe sonder dat daar iemand was om in daardie intensief waar hy gelê het met die suurstof aan en hy gesmag het na net 'n gebed, net iemand wat kan bid om vir hom na die Here toe te neem en te sê, Here, wie is hierdie arme sondaar genadig wat nou gaan sterwe? Here, red hierdie siel, help hierdie mens. En daar was min mense wat die toegang gehad het of by hulle kon uitkom en met hulle kon deel en die vyande het reg gekry om die kerk toe te sluit. En vir amper, ek weet nie hoe lank nie, dit was die verskriklikste tyd wat die kerk op aarde gehad en nie die vervolging het dit eers gebring nie. Want as die kerk vervolg word in China, dan hou hulle ondergrondse dienste. As die kerk in Rusland vervolg word, dan hou hulle agter geslote deure in die stilte kerk en hulle bid ure op hulle knieë, soek hulle die aangesig van die Here. En hulle kom duisende kilometers om te gaan bid en die naam van die Here groot maak, honderde kilometers. Maar toe COVID aanbreek, toe sluit hulle die kerk se deure en hulle maak dit toe. En weet jy wat, wonder bo wonder, was dit die laaste instansie wat se deure oopgegaan het. Dit en die drank. Snaaks, die drank in die kerk. Was die laaste, die bar in die kerk. Die ander plek het oopgemaak. Ons het in rye al in die groot kettingwinkels gestaan. Ons het gekoop met rye agter mekaar, dat jy maar net so 'n paar tree uit mekaar het, maar jy's daar en ons koop ons maand se groceries en al hierdie goed wat ons nodig het, koop ons, maar ons mag nie ons voete in die kerk sit nie, want dit is 'n gevaarlike plek. En dit is die enigste plek waar ons die Here daai tyd moes soek. Ag, kon die engel nie maar vir die kerk gesê het, hoekom kyk julle so na die hemel nie? Wat is die rede hoekom julle na die hemel kyk? Wat is die rede hoekom julle so vashou in sy genade? Dank God vir die ouens wat nie daarna geluister het en selfs in hulle huise begin kerk hou. En ek hoor hier by julle het julle ook kerk gehou daai tyd. Mense het buite gestop met karre en julle het kerk gehou. Die kerk was nie gesluit nie. Wat ek vir jou wil sê vanmôre is, hoekom kyk ons in die nood op na die hemel? Ons kyk op om baie redes, maar een van die uitstaande redes is Kolossense 3 vers 1 en 2 en daarmee wil ek afsluit. Die hoofrede met die hemelvaart word in Kolossense 3 vers 1 en 2 uitgebeeld. Hoekom die kerk na die hemel opkyk. Kolossense 3 vers 1 sê, as julle dan saam met Christus uit die dood lewendig gemaak is, opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hierdie 2 versies vat vir my saam. Hoekom die engel vir hulle vra, hoekom kyk julle na die hemel? Hy vra want hy soek 'n antwoord. En niemand antwoord nie. Die Bybel sê in Handelinge 1, niemand het gesê om hierdie rede of daai rede kyk ons na die hemel nie. Daar was nie 'n antwoord nie. Maar Paulus bring hierdie antwoord vanmôre. Hoekom kyk die kerk vanmôre na die hemel? Ek wil vir jou vra, hoekom gaan ons in die toekoms na die hemel moet begin opkyk? Want jy moet nie dink ons is aan die einde van die swaar tye en die swaar tye kom nog. Dis besig om een na die ander tree vir tree en trap vir trap te volg. En daar kom tye wat swaar tye oor hierdie aarde kom. Maar hoor wat sê hy in hierdie tye, hoekom gaan ons na die hemel opkyk as julle dan saam met Christus opgewek is, omdat ons lewend gemaak is in Christus, omdat ons saam met hom opgewek is uit ons sondaars dood, het ons die volgende rede om op te kyk. Ons soek die dinge daarbo waar Christus is. En waar hy aan die regterhand van die Vader van God sit. Julle, as jy gedink het om jou besittings te soek, het jy nog altyd verkeerd opgetree.
As jy gedink het jou besittings is meer werd as die einde van jou lewe, wil ek vir jou sê, jy gaan niks saamvat nie. Ek, Pastor Willie, al die predikante het al baie mense begrawe. En ek het nog nooit in die stoet na die begrafplaas, agter die lijkswaal, 'n ventersleepwaandjie gesien vol van die besittings van die ou wat dood is nie. Dit bly alles net hier. En bewaar die familie se siel as hulle daar terugkom van die graf af. Daar is 'n trane wat rol oor die wange, sê, o papi, ek het so lank, jy was so goed vir my. En hoe lank gaan ons jou vergeet, ons sal jou nooit vergeet nie, ons sal swaar kry, en ek sal kyk na my broer, ek sal kyk na my suster, en ek sal kyk na die ander kinders. Dan kom hulle hier by die huis, dan sê hulle, waar is die testament? En dan maak hulle die testament oop, nie enige ou nie, die ou wat aangestel was, en dan stry hulle nog oor, wie is aangestel ook. En dan begin hulle, en op daai selfde dag, pa is nou net in die graf, hulle het nou net die graf toegegooi en gehuil daar, hierso, dan fight hulle. Dan sê, ek kan nie glo, pa gaan vir jou die plaas gee, en ek moet net 500.000 rand kry nie. Ek glo nie daar nie, jy het iewers gekonkel met pa, en jy het hierdie ding bewerkstellig, en ek wil julle nooit weer sien nie, en hulle vaar uit mekaar uit, kerk van die Here, dis wat hy hier sê, hy sê, as jy saam met Christus opgewek is, man, hy sê, vergeet die dinge op aarde, en dink, soek die dinge daarbo, soek die dinge daarbo, as daar vervolging in Suid-Afrika moet uitbreek, wil ek vir jou sê, as jy nie die dinge van die hemel soek nie, gaan dit vir jou moeilik wees om staande te bly. Jy sal allerhande leuns praat en mooi storieetjies vertel, net om hier weg te kom. Maar daarbo gaan dit teen jou tel. Want jy sien, ons moet die dinge daarbo soek, waar Christus is aan die regterhand van God. En 2, ons moet nie net dit soek nie. Eerste 1 sê, soek, vers 1, vers 2 sê, bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie. Soek en bedink. Laat jou denke skoon wees. Laat jou ywer vir die Here uit jou hart uitkom. Laat jy die Here dien met 'n rein hart, met 'n suiwer gewete. As hierdie 2 dinge, die dinge van God daarbo nie vir jou saak maak nie, nie waarde het nie, en jy nie bedink die dinge wat daarbo is nie, gaan jy dit nie maak. Iemand het eendag, toe sit ons en praat, nou rukkie gelede, so week of 2 terug, 2, 3, toe vra hy vir my, toe hy met my kom kuier, toe sê hy vir my, hoe gaan 'n mens dit, iemand het hom gevra, hoe gaan 'n mens dit regkry, as jy vervolg word, om staande te kan bly? Dit is maklik om nou te sê, ek sal, hulle sal my niks doen nie. Ek wil vir jou sê, ons was nog nie eens vervolg nie, toe sluit ons al die kerk se deure. Ons was net bang, hulle sit ons in die tronk, en het ons bang gemaak met ons gaan almal doodgaan. Dis die 2 redes hoekom ons die kerk se deure gesluit het. Maar, as daar regtig vervolging kom, ek praat van regte, egte vervolging, en ek en jy sit vanmôre so in 'n kerk soos hierdie, en hier stap 3 veiligheidswagte, veiligheidspolisie mense in, met AK-47's. En hy kom staan hier voor en hy sê vir jou, kom, die van julle wat bely, julle is kinders van die Here, en wat bereid is om nie Christus te verloon nie, staan op. En die spring hom van op. Allee. Niks man. Volgende een, wie is daar nog? As hy die tweede een skiet, dan sal niemand meer Christen wees nie. Of in elk geval die meeste. Ek onthou die verhaaltjie, ek sluit nou al die tweede maal af, maar die verhaaltjie wat ek nou hierby wil vertel, dis nou net 'n grapie, asseblief julle, is dat hulle het in die kerk het hulle 'n dag uitgeroep, waar mense moet kom en dan moet hulle kostuums aantrek, onthou die ou tydse maskers opsit, nee, 'n masker opsit, van een of ander, een is Batman en die een is, ek weet nie wat is dan al die verskillende, Tarzan en al hierdie ouens, en die een
Een ou, hy loop daar verby, eintlik hulle kerk gehou, maar hy was op pad na so 'n bal toe waar hulle so moes aantrek. En hy het homself as die duiwel, die vyand vermom, met, jy weet mos hoe ons nou die duiwel sien, met sy rooi oë en al die goed, en hy het 'n spies in die hand en al die goeters, en 'n swart kleed aan. En terwyl hy so by die kerk verbykom, te hoor hy hoe hulle hier binne besig om kerk te hou. En hy kom so by die agterste deur en hy gaan staan daar agter in die deur, want dit reën buite, en toe buite reën, toe dog en hy gaan nou in die kerk inkom, en net hier agter by die agterbank net kyk wat maak die klomp apostolies hier binne in die kerk. En hy kom in en hy staan daar by die deur, en toe so kyk, toe sien die pastoor, kyk, hier staan Satan homself. En die eerste ding wat hy begin struikel oor sy woorde, en hy begin hierdie ou loer, en die gemeente begin nou omkyk, nou wat gaan nou met die predikant aan? Hy voel nou nie so lekker nie, iets is nou fout met hom. En toe hulle so omkyk, sien hulle, maar hier Satan homself. En die al plek waar hulle kan uitkom is by daai deur, daar is nie 'n ander deur nie, dit was nog die ou tyd gewees, alles is toe, dis net die deur daar. En hulle begin, die agterste begin omhardloop, en soos hy nou so, maak hy, allemaal, en hulle storm. En een van die ou tannies kon nou nie vinnig beweeg nie. En sy kom aan stadig, en sy kom so by hom, sy sê, meneer die duiwel. En sy sê, ek was nog altyd aan jou kant. Sometimes lyk dit asof iemand die Here dien, maar as dit waarlik op die proef kom, dan is dit nie so maklik nie. Kom ons sê vir die Here, dankie vir die hemelvaart. Hemelvader, dankie vir u woord vanmôre. Dankie dat ons kon neerbuig in diepe aanbidding. Dankie dat u woord vanmôre tot ons harte gespreek het. Dankie dat ons môre kon ontvang wat die Gees van die Here vir ons gegee het. En Vader, ons wil u vra dat hierdie dag van ons in ons gedagtes sal bly, tot op die dag dat Jesus ons kom haal, dat ons oë sal opslaan na die hemel, dat ons sal soek die dinge wat daarbo is, waar Jesus aan die regterhand van die Vader, ons koning en Here sit, en waar hy vir ons intree, en dat ons vanmôre die dinge sal soek van die hemel, en nie van hierdie aarde nie. Here, ons loof u vir u genade so groot, dankie vir u liefde en u trou. Here, seën ons, en dat u vrede met ons gaan, en ons hierdie Pinkstertyd wat voor lê, waarlik die teenwoordigheid van die Here soek. Ons bid dit in Jesus naam.